Goeiemôre gemeente. Is my mikrofoon aan? Kan julle my hoor? Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer hier saam met julle te wees. En ek is so dankbaar om vanoggend tyd met julle saam te spandeer, ook in die woord en om met die Here tyd te spandeer. Maar soos wat ons begin, geliefdes, wil ek vanoggend ook net vra om Johan, dit klink of hy so 'n bietjie ego, as ons hom net so 'n bietjie kan verstel. As ons vanoggend hier by mekaar is ons op 'n besondere wyse hier by mekaar. Vanoggend wil ons graag in besonder vir ons moeders sê baie gelukkige Moedersdag. Baie geluk en ons is julle so baie lief. Ek sê, jy weet, in besonder wil ek nou vandag my ma elke Sondagoggend dan sit sy en sy luister my preek. Ek is so dankbaar daarvoor. Ek so bly vir hierdie aanlyn dienste want dan weet ek sy kan daarna luister. So ek kan vanoggend direk met haar praat en vir haar sê mamma baie gelukkige Moedersdag. Ek het vir mamma baie lief. Maar so ook het ek verskeie oumas en ook ander moederfigure hier in hierdie kerk en ek wil vir julle almal ook sê gelukkige Moedersdag. Mag die Here ook julle ryklik seën en dan vir die moeder van my eie 2 pragtige seuns baie gelukkige Moedersdag. Mag julle moeders vandag waardeer en mag julle ook die Here vandag dank daarvoor. Ons moeders speel 'n groot en kosbare rol in ons lewens. Ek het daarom dit vanoggend goed gedink, geliefdes, dat ons moeders asseblief sal opstaan en dat ons, terwyl ons net so bly sit, net die moeders staan vir ons, dat ons vir hulle ook die seën sal toesing. So ek wil vra, kan ons moeders asseblief vir ons vanoggend opstaan? Ek het nie bedoel die hele gemeente nie. Kom ons sing vir ons moeders die seën vanoggend toe. En so terwyl ons ook aan ons moeders dink ons terselfdertyd ook aan die wat swaar kry, aan die wat ly. Vanoggend, geliefdes, ons lys raak alweer baie lank. Jy moet weet, vir almal wat op ons lys vanoggend is, dink ons aan. Maar terwyl ek hierdie lys lees, dan kom ek sommer dadelik tot die besef, daar's baie mense wie se naam nie op hierdie lys is nie. En ons bid vir julle en ons dink aan julle in hierdie tyd. Ons weet dat julle ook deur 'n moeilike tyd gaan. Ons dink in besonder aan oom Gerrit Koekemoer, Willa Rademeier, oom Cor en tannie Susan Swanepoel, tannie Frikkie van Staden, tannie Letty Kuipers, tannie Henkie Fourie, Johan en Annetjie Miller, en dan ook aan Annelies Burger, vir oom Gert Kreer, tannie Ria Myntjies, en dan ook tannie Betsy van der Walt. Ek sien oom At is ook vanoggend hier in die kerk. Tannie Betsy is in die hospitaal met 'n baie ernstige longontsteking en ek wil vir oom net ook in besonder sê, stuur ons liefde en groete vir die tannie ook aan. Ons bid vir haar in hierdie tyd. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons net saam. Heilige Here en Skepper God, ons wil U vanoggend nader in nederigheid. Ons wil vir U vra, Here, dat U die sal dra wat swaar kry, wat ly en wat siek is. Ons bid, Here, dat ons besef, al hierdie dinge wat ons so beleef is maar tydelik, dit gaan verby. Want U is in beheer. U is die God wat was, wat is en wat weer sal kom. Ons toekoms is in U hande verseker. Daarom, Here, is ons nie bang nie, maar terwyl ons dapper ons oë in hierdie wêreld inkyk, met dapperheid ons omstandighede in die gesig staar, dan moet ons erken, Here, dit is maar swaar om siek te wees, om te ly. Gee ons krag, gee ons geliefdes krag, net soos U kan. Want dit wat vir die wêreld onmoontlik is by U nie onmoontlik nie.
Here, ek wil ook in besonder vanoggend bid vir ons boeregemeenskap, en in besonder ons boere in ons gemeente. Ons weet, Here, dat met hierdie laaste reën wat geval het, al is ons dankbaar daarvoor, is die lande maar nat. Ons is moeilik om daarin te kom, Here. Dit vra harde werk en dit is moeilik. Daarby, Here, weet ons ook, daar is siektes wat woed op die lande. Daar is baie omstandighede wat dit swaar maak. Onder meer, Here, die back and claw seer, wat almal so bekommer. Ons wil U vanoggend vra om by ons boere te wees. Dra hulle, gee hulle krag, Here, ondersteun hulle, en gee vir hulle ook, Here, gemoedsrus, kalmte van gees, en die wete. Dit maak nie saak wat gebeur nie. U bly in beheer. Daarmee, Here, kan ons voortgaan. Met daardie wete, Here, dat U in beheer is, kan ons in die lande weer ingaan. Daarvoor bid ons in die naam van Jesus Christus. Nou en tot in alle ewigheid sal ons U loof en dien. Amen. Broers en susters, kom ons groet vanoggend die Here met 'n blye hart en ons sing saam. Ons sing saam met Vonk 243, laat my nooit U grond verlaat nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus ons verlosser en redder. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink, die mensekind, dat U na hom omsien? Al is ons nietige mense, het die Here ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daaraan antwoord, deur lied 464 vers 1 en 2 saam te sing. O
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God hê, lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Is daar iemand so blind soos my dienaar, so doof soos my boodskapper wat ek stuur? Is daar iemand so blind soos die een wat vir sy sonde gestraf is, so blind soos die dienaar van die Here? Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die woorde van lied 280 vers 1 en 2. Broers en susters, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaars behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Ons kan net uit dankbaarheid juig vir ons verlossing. Die Here het vir ons 'n nuwe sin en betekenis vir ons lewens kom gee. Laat ons sing van ons heerlike toekoms uit lied 190.
Geliefdes, net daar waar jy sit, kom ons raak dan stil voor die Here en ons bid net saam. Kom ons sluit die oë. Heilige Here, ons word weer opnuut bewus daarvan dat U ons gered het. Ons kom na U toe, Here, omdat ons weet dat sonder U in ons lewens is alles doelloos, sinneloos. Alles, Here, verloor sy waarde sonder U. Die kleur van die lig, die groen van die gras, die geluide van die bosveld, die lande daar buite, ons huise, ons vaders, ons moeders, ons kinders, ons lewens. Beteken dan niks, Here, as U nie daarin is nie. Want Here, as ons U vanoggend nader, dan doen ons dit uit eerbied en ontzag. Want U is die een waarom ons lewens draai. Soveel keer het ons al anders gedraai, ander besluite in ons lewens geneem. Ons het al paaie gestap sonder U, maar elke keer teleurgestel, daarmee weggekom. Vanoggend, Here, wil ek U vra, wil U nie ons leer hoe om te leef nie? Want ons, Here, ons kan nie weer wegstap nie. As ons so wegdraai van U af, van U raadsplan af, dan sal ons dit nie maak nie. Vat U kinders se hand vanoggend, Here, praat met ons, sodat ons mag weet hoe om in die wêreld in te gaan. Sodat ons weer mag ontdek dat U die Alfa en die Omega, die begin en die einde van ons lewens is. Bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, vanoggend is ons teks uit Matteus 20, vanaf vers 20 tot 28. Dit is nou maar steeds opstandingstyd en dit is vir ons kosbaar om tyd te spandeer met die feit dat Jesus Christus vir ons gered het deur sy sterwe en opstanding. En terwyl ons aan al hierdie dinge dink, weet ons dat ook in die week is dit Hemelvaart. Waar ons weer onsself herinner dat daar op die troon van God, daar is Christus Jesus. En hy pleit vir ons daar. Kosbaar om daarvan bewus te wees. Maar terwyl ons aan hierdie dinge dink, het ek dit vanoggend goed gedink. Dit is tog vanoggend Moedersdag. Hoe gaan ons lewens inrig volgens hierdie opgestane Jesus Christus se wil? Hoe gaan ons leef volgens wat die Here daar op sy troon van ons vra op Moedersdag? Nou, ek dink, geliefdes, hierdie teks gee vir ons, praat vanoggend met ons oor 'n moeder en 'n moeder se hart, 'n moeder se droom vir haar kinders. Daarom dink ek dit is 'n baie gepaste teks in 'n tyd soos hierdie. Die gedeelte, geliefdes, kom uit Matteus 20, vers 20 tot 28, en dit sê vir ons die volgende. Toe kom die vrou van Zebedeus met haar 2 seuns by Jesus en kniel voor hom om hom 'n guns te vra. Wat kan ek vir u doen? Vra hy vir haar. Sy sê vir hom, beloof my dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk langs u mag sit. Een aan u regterhand en een aan u linkerhand. Toe antwoord Jesus, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die lydensbeker drink wat ek gaan drink? Ons kan, antwoord hulle.
Jesus sê toe vir hulle, ja, my beker sal julle drink. Maar om aan my regter en my linkerkant te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die, vir wie my Vader dit gereed gemaak het. Toe die 10 disippels dit hoor, was hulle kwaad vir die 2 broers. Jesus roep hulle toe nader en sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En om sy lewe as losprys te gee, om sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend, geliefdes. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Sou u my glo as ek vanoggend vir u gesê het, dat eens op 'n tyd het mense geglo, dat die aarde die middelpunt is van alles. Dat die son om die aarde draai, dat die sterre en selfs die maan gehoorsaam aan die aarde se wenteling is. Vir eeue lank is dit geglo dat die wêreld is die middelpunt van alles. Totdat daar 'n man op 'n dag gekom het met die naam Nicolaas Copernicus. Vreeslike naam. Hier kan julle vanoggend 'n beeld van hom sien hoe het die man gelyk. Hy was 'n Poolse sterrekundige wat in die 1500s geleef het. Hy het begin vra of die wêreld dalk anders werk as wat almal dink. Hy het begin wonder, is dit nie moontlik dat die wêreld dalk nie die middelpunt van hierdie sterrestelsel is nie, dat die sentrum nie die wêreld is nie, maar dat ons om 'n son beweeg, en selfs hierdie sterrestelsel van ons om nog 'n groter en verdere wenteling beweeg. Hy het uiteindelik ontdek dat die wêreld nie die middelpunt van hierdie heelal is nie. En dit het dan later so geword dat mens kan praat van 'n Copernicus kopskuif. As jy al ooit van so iets gehoor het. Dit is daardie kopskuif, geliefdes, waar 'n mens moet agterkom dat die wêreld nie om jou draai nie. Sien, die probleem is, geliefdes, ons dink baie keer ons is die hoofkarakter van ons eie verhaal. Ons kom in hierdie lewe in en ons het hierdie storie wat vir ons voorgelê word. En hierdie storie word vir ons ontvou, en as ons nou in 'n film was elkeen van ons eie hoofkarakter. Die vraag vanoggend, geliefdes, is, het Jesus Christus nie vir ons ook 'n Copernicus kopskuif kom meebring nie? Ek dink vanoggend, geliefdes, is daar geen groter ding om te besef in die Christelike kerk in die moderne eeu as dat ons en ons gelowiges nie die middelpunt van die bestaan is nie. Ek dink hierdie verhaal van hierdie moeder met haar moederlike hart kom leer vir ons iets daarvan. Sien, hierdie moeder van die 2 seuns van Zebedeus, die 2 seuns van Zebedeus was Johannes en Jakobus. Hulle is ook geken as die broers van die donderweer. Die van julle wat al ooit daarvan gehoor het.
Hulle het eens op 'n tyd vir Jesus, toe Jesus daar by die Samaritane weggejaag was, vir Jesus gesê, laat ons hierdie mense met 'n kolom vuur doodmaak. So wild was die twee broers. Mens kon sien dat hierdie twee broers het maar 'n sterk persoonlikheid gehad. En dan kan mens ook agterkom, 'n waaghalsige moeder met groot drome vir haar kinders. Sy kom na Jesus toe en sy sê vir hom, vat my twee seuns, wat so kosbaar is vir my, en sit hulle aan u troon, een aan die linker en een aan die regterhand. Is dit nie tog elke moeder se droom vir haar kinders nie? Dat hulle 'n hoogtepunt moet bereik, dat hulle groter moet wees as almal anders, dat hulle iets van hulle lewe moet maak. En dat as ons vir Jesus kon vra, sit my kind op die troon, dan sal ons dankbaar wees. Maar Jesus reageer nie soos wat sy gedink het nie. Sy het gedink, dit wat sy vra is edel, dit wat sy vra is goed, dit wat sy vra kom uit liefde uit. Maar Jesus antwoord, jy besef nie wat jy vra nie. Jy besef nie wat jy vra nie, want jou kinders sal die lydensbeker moet drink, wat ek drink. En hy vra eintlik vir hierdie twee broers, sal julle dit kan doen en sonder ywer? Net soos ou Petrus, toe hy vir die Here gesê het, nooit sal ek u verloon nie. Sonder om te dink, antwoord hulle, ja Here, ons sal kan. En dit is reg, sê Jesus, julle sal definitief uit hierdie beker uit drink. En het hulle. En het hierdie twee broers werklik dit gedoen. Sien Jakobus was die eerste disipel wat vervolg was in die kerk. Ons lees daarvan, geliefdes, in Handelinge. In Handelinge hoor ons dat koning Herodes Koning Herodes het in daardie tyd party van die gemeente laat vang en mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Ons weet, geliefdes, dat uit hierdie teks uit, dat hulle werklik die beker sou drink. Die lydensbeker, wat soveel sou vra. Die vraag wat Jesus vir hulle stel, is julle bereid? Is julle bereid om jou planne vir jou lewe, jou pyn, jou drome, jou naam, jou storie, jou hoofkarakterverhaal op te gee vir die raadsplan van God? En as dit ja is, sal jy daardie pad kan stap. Die kruis, geliefdes, is self ook so 'n kopskuif. Sien, Jesus stap hierdie pad van lyding na Golgotha op die kruis op, sodat ons mag sien hoe dit lyk om 'n gelowige te wees. Dat om 'n gelowige te wees is nie om op te stap na 'n troon toe nie, maar om op te stap na 'n berg waarop 'n kruis staan. Dit, geliefdes, is daadwerklik 'n Copernicus kopskuif. 'n Kopskuif wat hierdie moeder en hierdie twee seuns ook moes maak. Die kopskuif sê, ek is nie meer in die middelpunt van God se verhaal nie. Maar God het my in sy verhaal kom sit. Baie keer, en jy moet vanoggend hoor, wat is die nagevolge van so 'n verkeerde manier van dink? Baie keer, dan kyk ons in ons lewens en ons sê, Here, hierdie dinge in my lewe werk nie uit nie. Hoekom maak U nie hierdie dinge in my lewe uitwerk nie? En ons raak woedend en kwaad wanneer ons planne nie uitwerk soos wat God uiteindelik dit vir ons wou hê nie. Ons sê vir God, hoekom moet ek nou siek word? Hoekom moet ek nou ly?
Hoekom moet hierdie dinge my tref? Hoekom, Here, moes U my geliefdes kom haal? Dit was te vroeg voor hulle tyd, want ek sal besluit wanneer my geliefdes moet sterf, nie U nie. Ons kom en sê vir Here, Here, ek het hierdie droom vir my eie lewe. U moet net dit maak werk. O geliefdes, daar het ons 'n kopskuif nodig. Dit is daar waar Johannes en Jakobus en die moeder 'n kopskuif gehad het. Want in die koninkryk van God werk dinge anders. Dinge is op sy kop gedraai. Jesus sê dit hier, hy sê, julle het gehoor dat regerders gewoonlik baas speel oor hulle mense. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Die van julle wat gedien wil word, moet wat? Eers dien. En dan sê Jesus hierdie interessante ding, hy sê, as jy heel eerste wil kom, dan moet jy iemand se slaaf wees. Slaaf. Dis ernstige en sterk woorde daai. Wees bereid om te ly vir iemand anders soos 'n slaaf. Wie het soveel liefde in hulle hart vir iemand dat hulle self so vernederend sal voorkom? Wel, Jesus was. En ons hoor by Paulus in Filippense 2, hy sê vir ons daar, dieselfde gesindheid moet in julle wees soos wat daar aan Christus was. Hy wat op God gelyke wyse sy godheid nie beskou het as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, sê Paulus, deur die gestalte van 'n mens aan te neem en gehoorsaam te wees en self verder verneder te word, sê Paulus hier in Filippense 2, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. En nog meer, en gehoorsaam te wees aan die dood. Maar nie enige dood nie, die dood aan die kruis. Die kruis is die mees wrede, menswaardigheid ontnemende dood wat jy kan sterf. Daar was niks meer vernederend as om kaal deur die strate in 'n stad rondgeparadeer te word, terwyl jy 'n kruis draai en mense op jou spoeg en slaan nie, totdat jy heeltemal bo op 'n piek uitgestal word met jou liggaam, dat dit is jy, die weggegooide mens. Mense was nie in die dorp gekruisig nie, hulle was buite die stad, ver weg gekruisig, sodat die voëls jou oë moet uitpik, en jy is niks meer werd nie. Jesus Christus het homself verneder tot op daardie punt. En dan sê Paulus in Filippense 2, omdat hy dit gedoen het, daarom sê hy, die woordjie in die Grieks is dio, omdat hy dit gedoen het God hom tot die hoogste eer verhef, sodat elke knie sou buig en elke tong sou erken dat Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Sien, in hierdie koninkryk gaan dit nie oor om bo uit te kom nie. Dit gaan nie daaroor om 'n gelowige te wees wat skyn nie. Dit gaan daaroor om 'n gelowige te wees wat dien. En daarin, geliefdes, lê die grootste bevryding wat jy sal vind. Volgende het ek vir u 'n ernstige vraag. Ek het 'n ernstige vraag vir elkeen van u wat so besig is om u eie koninkrykies te bou. Jy wat kort sê ek is besig met my eie lewe en my lewe is harde werk. Volgende vir jou in die oë kyk wat sê hierdie is my dinge wat ek moet mee stoei. Hierdie is wat ek moet doen. Hierdie is my planne. Ek het volgende 'n afspraak met jou. Is dit nie uitputtend nie? Is dit nie oorweldigend om die hele tyd die God van jou eie lewe te wees nie? Sê nou wat jy wil, maar nooit kan jy op 'n plek kom waar jy regtig in beheer is nie.
Is dit nie? Jy kan beplan en doen soos jy wil. Jy kan drome hê vir jou kinders soos wat jy wil. Maar iewers moet jy besef, is nie in jou hande nie. Daarom moet jy vanoggend by Jesus hoor, hy's nie besig om Johannes en Jakobus self aan te spreek alleen nie. Hy's besig om vir hulle 'n bevrydende boodskap te gee. Boodskap wat hulle sal losmaak. Bevryding, geliefdes. Bevryding van die wete dat jy jou eie koninkryk moet bou, maar dat jy kan deel hê. Jy kan deel hê aan Jesus Christus se koninkryk. Jy kan deel wees van die raadsplan van God. Niks hoef meer om jou te wentel nie. God hoef nie meer om jou lewe te wentel nie. Jy kan mooi inpas by die raadsplan van die Here. As jy dan voor die kruis van Jesus Christus staan, as jy daar sou staan en weet dat jy hoef voor niks meer baas te speel nie. Jy hoef nie meer die hoofkarakter te wees van hierdie wêreld nie. Jy hoef nie meer eerste te wees nie. Jy hoef nie meer jou wil af te dwing nie. Dan, geliefdes, dan kan jy begin rus. Dan kan jy begin rus vind in die Here se teenwoordigheid. Hy wil vanoggend vir u hierdie bevrydende boodskap gee. En vir u sê, ek dink dit is goed om herinner te word daaraan. Dit is goed om herinner te word daaraan dat selfs ons wat ouers is, al die moeders vanoggend hier, met al julle drome vir julle kinders. Jy kan jou kind grootmaak soos wat jy wil. Jy kan hard werk, jou kinders stuur na plekke toe en doen alles wat in jou vermoë reg is. Maar iewers op 'n dag gaan die Here vir jou kinders ook sê, sal hulle my lydensbeker kan drink. Jy kan jou kind nie op 'n troon sit nie. Alleen God kan dit doen. En as jy wil iets droom of wens vir jou kind, droom en wens dat hulle God sal dien. Dan daar is niks groter in die lewe as dit nie. Elkeen van die vanoggend moet weet dat God het vir jou 'n plan in sy groot en almagtige raadsplan. Hy het vir jou 'n wens. Here droom drome vir jou lewe. Maar solank as wat jy die outeer wil wees, gaan jy nêrens kom. Job, geliefdes, het dit besef. Job het uiteindelik besef in Job 42 vers 2, hy sê, ek weet dat u alles kan doen en dat u geen plan kan dwarsboom nie. Sien, wat Job besef het is, hy het deur hierdie pad gegaan, hierdie lydingspad gegaan, waar hy alles verloor het in sy lewe. Job se 4 vriende kom na hom toe en sê vir hom, dalk het jy dit of dalk het jy dat gedoen, dalk het jy hierdie sonde gedoen of daai ding gepleeg. En uiteindelik het die Here vir hom gewys, dit gaan nie oor my of jou nie, maar dit wat God doen is omdat hy dit wil. God se wil is groter as ons almal. Op 'n plek dan sê Job vir sy vriende, hy sê, dit wat God wil, dit doen hy. Dit wat God wil, dit doen hy. En in Job 42, dan kom Job uiteindelik tot die besef. Hy sê, ek het dit nie gesien nie. Ek het dit nie verstaan nie. Maar nou verstaan ek. Ek is nie die hoofkarakter hier nie. Dit was nog altyd u. Dit was nog altyd u wat my lewe regeer. En ek kan u nêrens neem nie.
Ek kan U nie verander nie. U het die see bepaal, U laat die hoë gety en die lae gety kom. U laat droë tye opspring hier in die lande en dan laat U dit ook reën. U bring die somer en ook die winter en so Here beheer U ook my eie lewe. En daarom geliefdes, daarom kan U rus by die Here. Want dit is nie meer jou verhaal nie. Dit is God se. Daarom geliefdes, as ons vanoggend hier uitgaan, gaan uit met die wete, die kop skuif, wat die moeder van die seuns van Zebedeus ontvang het, die kop skuif wat Johannes en Jakobus moes vind, dat het is beter om die Here Jesus te dien, as om jou eie lewe te bou. Mag julle gehoorsaam die Here aanbid. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here en Skepper God, U wat eens hier op hierdie aarde geloop het, U self op God gelyke wyse verneder het, deur die gestalte van 'n mens aan te neem. U Here inspireer ons om te dien. In hierdie wêreld sê dit, dat om gedien te word is 'n goeie ding. In hierdie wêreld, Here, is daar mense wat wil baas speel en wat alle eer wil ontvang. Maar so vinnig soos wat hulle baas speel en so vinnig soos wat hulle die eer het ons al gesien, Here. Ons sien dit in ons lewens. So vinnig soos wat hulle dit gekry het, verloor hulle dit, Here. Net so vinnig soos wat hulle dit ingesamel het, gee hulle dit ook weer prys. Daarom, Here, daarom kom ons vanoggend agter, dat ons 'n kopskuif nodig het, dat dit is beter om eerder te dien, dat ons ook self dieselfde gesindheid moet hê, om onsself te verneder, nederig te maak, en ander hoër te ag as onsself, want U voorbeeld, Here, lei na die ewige lewe. U voorbeeld gee vir ons vrede. Here Jesus, as ek dink aan hierdie dinge, dan kan ek net dink toe U in Getsemane moes gestaan het, en gebid het dat die lydensbeker verby U moet gaan, maar tog het U besef, dat die raadsplan van God die Vader strek veel groter en verder as die beker wat U moes drink, en die pad op Golgotha wat U moes stap. As ons maar net vanoggend, Here, dit kon besef. As ons vandag, Here, na ons eie lyding en ons swaar kry kon kyk en besef, dat U raadsplan is groter as my omstandighede. Dalk dan, Here, sou ons gehoorsaam genoeg gestap het, soos wat U die pad na die kruis gestap het. Dalk sou ons dan die lewe wat U vir ons beplan, geloop het, soos wat U elke tree na Golgotha geloop het. Want Here, dit wat U wil, U raadsplan, is waarom ons lewens draai. Ja, Here, ons is in U verhaal, en nie U in ons sin nie. Vanoggend vind ons 'n nuwe nederigheid. En Here, U het 'n kopskuif bewerkstellig. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af vanoggend met 'n lied wat van hierdie kopskuif getuig. Ons sing saam met lied 308. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie geliefdes. Ek wil om verskoning vra. Ek kon seker hoor ek het vanoggend 'n para in die keel. Ek dink ek begin 'n verkoue kry of so iets. Jy moet my maar verskoon. Geliefdes, baie geluk aan die wat hierdie week verjaar. Johan Louis Kreer, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. En dan ook Ann Koen van Rensburg se verjaar ook baie geluk. En dan die 12de Mei is dit Christof Kok wat verjaar. Baie geluk Christof, as hy nou van daar ver af hopelik inskakel, dan moet hy ook hoor, ons sê vir hom baie geluk. En dan die 13de is dit Barend Smit. Barend, jy is ook hier vanoggend, baie geluk ook met jou verjaarsdag in die week. Mag die Here jou ook ryklik seën. En dan ook die 16de is Maritjie Kreer se verjaarsdag. Maritjie, hulle gaan deur 'n moeilike tyd as gesin met hom Gert wat so siek is. Ons bid vir hulle. Ja. O, Bernie, verjaar jy vandag? Baie geluk ou Bernie, mag die Here jou ryklik seën. So nou op Moedersdag moet jy bederf word. Dis nou 'n interessante een daai. Baie geluk ou Bernie, mag die Here jou ryklik seën. Geliefdes, op ons kalender in die week het ons Bybelstudie om 9uur Dinsdag, en dan het ons eintlik beplan dat ons Bybelstudie sal hê ook 6uur Dinsdag, maar dit lyk nou, dit gaan nou moeilik wees, want dit lyk my ek het 'n fout gemaak. Ons het kerkraadsvergadering 5:30. So dit beteken daardie Bybelstudie sal nie plaasvind nie. Maar as my jonger groep Bybelstudie, die aand Bybelstudie groep graag net op 'n ander dag wil bymekaar kom, dan moet julle dit met my reël, en dan kyk ons of ons dalk op die Woensdag of so bymekaar kan kom. Ons het ook bloedskenk geliefdes op die Dinsdag van 1uur af, asseblief kom, maak ook 'n draai daarvoor. Die 13de Mei, die NASV pannekoek wat hulle verkoop, asseblief ondersteun die NASV daarmee, dit is van 3uur af, asseblief ondersteun hulle.
Dan geliefdes, die 14de, dis die pannekoek NASV vergadering. Either verkoop hulle pannekoek of hulle hou vergadering, is een van die twee. Het julle net vergadering, gaan daar pannekoek wees? Maar ek dink hulle hou vergadering. Dan geliefdes op die 14de, het ons ook ons hemelvaartdiens, dit is dan nou donderdag, so asseblief kom maak 'n draai by ons hemelvaartdiens, dit is altyd 'n belewenis. Ons het ook 'n lekker geleentheid vir sop en sherry, dis elke jaar ons gewoonte om sop en sherry te hê na hemelvaart, so asseblief kom geniet die aand saam met ons. Dan net 'n dag daarna, dit lyk my is 'n besige en lekker week, 'n dag daarna het ons 'n lekker byeenkoms, is 'n bingo aand hier vanaf 6:00 die aand. Dit is regtig daar geliefdes net vir pret. Ons wil graag iets saam as 'n gemeente doen wat lekker is. So dit is definitief niks ernstig nie. Dit is net 'n lekker aand. En dan het ons gemeentevergadering dan die 17de Mei. Daar is steeds koekies te koop in die saal teen R25 en ook pastye teen R20 elk. Asseblief gaan maak 'n draai in die saal daarvoor. Die bingo aand geliefdes kos is net R10 om in te kom. Die R10 is daar om die prys te dek, so dit is nie daar om enigsins wins op te jaag nie. Dit is net daar om 'n prys te kan koop vir die wenners. Ons wil graag asseblief julle almal nooi kom en kom geniet 'n lekker aand as gemeente saam. 15de Mei om 6:00. Dan geliefdes, het ons ook ons Vrydagkafee wat al nader kom. Die volgende Vrydagkafee word deur Horeb gedoen en dis die curry en rys wat hulle verkoop, maar nog voor dit is die 150 fees. Die 150 fees om Janke vir my aangaan. Dankie. Die 150 fees, die Parys het 'n fees en dit kos R30 'n kaartjie om in te gaan daar en ons verkoop pannekoek by daai fees. Dis 3 dae, so asseblief, ons het nog 'n paar name nodig op daai lys van mense wat bereid sal wees om net so 'n uur of 2 af te staan. So asseblief, gaan skryf jou naam in die saal op die lys. Ons het ook dan geliefdes 'n paar bestanddele nodig indien u graag ons sal wil ondersteun daarmee. Koekmeel, suiker, bakpoeier, eiers, jelly, vla, gebakte pudding, dit alles vir die bazaar en vir hierdie verkope wat voorkom. Asseblief kom bring solank vir ons daardie dinge sodat ons ook daarmee kan aangaan. My laaste afkondiging my laaste afkondiging, die 6de Junie is dan ons bazaar. Ons bazaar en hierdie jaar sal jy nou sien, dit is nou vreemd, want dit is nou nog nie Kersfees nie, maar ons hou Kersfees in Junie. So dit is ons tema, so asseblief kom ondersteun ons met daardie tema, al die tafels gaan 'n Junie Kersfees tema wees, kom ons maak dit ook 'n groot sukses. Terwyl ons dan daaraan dink, wil ons ook vir u vra, as u dink, u kan 'n goeie Kersfeesvader wees, het die bazaarkomitee 'n vakante pos, en u moet asseblief u CV instuur. Ons soek iemand wat vriendelik is, wat vrolik is, wat geduldig is, wat lekkers vir die kinders kan uitdeel op die dag, wat liefdevol is en vol gees. So asseblief, ons soek enige iemand tussen die ouderdom van 20 jaar en 80 jaar. En verkieslik as dit moontlik is, iewers in ons gemeente, iemand met 'n lang baard, sal goed wees. So geliefdes, asseblief, kom help ons daarmee. Dit is dan al van my af vanoggend, geliefdes, wyk Emmaus skink vir ons tee. Mag die Here julle ryklik seën. Totsiens vir julle almal. Geef mama. Hoor dit nou nie, ja. Ek het Annie nog nie eens gesien nie.